Matteus 20 vers 1 tot 16. Ek lees vir ons met die 20:20. Die koninkryk van die hemele is soos 'n grondeienaar wat reeds vroegoggend uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders op 'n denarius per dag ooreengekom het, het hy hulle na sy wingerd gestuur. Teen die 3de uur het hy uitgegaan en ander op die markplein gesien wat ledig staan en vir hulle gesê, gaan julle ook na die wingerd en ek sal julle 'n billike loon betaal. En hulle het gegaan. Teen die 6de en die 9de uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Teen die 11de uur het hy uitgegaan en ander gekry wat rondgestaan en vir hulle gesê, waarom staan julle die hele dag hier ledig rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê toe vir hulle, gaan julle ook na die wingerd. Teen die aand sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle die loon. Begin by die laastes tot by die eerstes. Die wat teen die 11de uur gehuur is, het gekom en elk 'n denarius gekry. Toe die eerste kom, het hulle gedink dat hulle meer sal kry, maar ook hulle het elk 'n denarius gekry. Hulle het dit geneem, maar die grondeienaar gaan mor. Hierdie laastes het 1 uur gewerk en u het hulle dieselfde behandel as ons wat die dag se werklas en die hitte moes verduur. Maar hy het een van hulle geantwoord, vriend, ek doen jou nie onreg aan nie. Het jy nie met my op 'n denarius ooreengekom nie? Neem wat joune is en gaan. Ek verkies om vir hierdie laaste een dieselfde te gee as vir jou. Mag ek nie met my goed maak wat ek wil nie, of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerste laaste. Vader, dankie vir die woord. Ek wil vra, o Heilige Gees, kom leer ons en lei ons in volle waarheid. En dit wat ons hoor, dat ons dit sal neem en gaan uitoefen. Laat die wie ore het luister. In Jesus naam. Amen. Ek wil sommer so wegval so in die skrif, so deel van my inleiding, maar wat ek ook gesê het so aan die begin, geloof is veronderstel om vir jou vreugde en vervulling te bring. Christendom. Ek glo daar is valse gelowe soos boeddhisme, hindoeïsme, waar daar 'n meditasie element is, waar jy ook 'n vorm van vrede kan ervaar en waar jy buite jouself is, 'n psigiese self. Maar Christendom bring vir jou 'n vrede en dit bring vir jou 'n vreugde, selfs wanneer jou lewe op die spel is. Dit was 'n kerneienskap van die vroeë apostels, toe hulle vervolg was. Die ouens het met hulle lewe betaal. Dink aan Stefanus, die eerste Christen martelaar, toe hulle hom uitgesleep het uit die dorp uit, aan die hare. En hy kom buite, en hy kniel daar. Wat is dit waarvan hy getuig het? Ek sien die glorie van God en die seun van mens wat staan aan die regterhand. Hy het iets ervaar van God in die midde van vervolging. Ons vervolging is seker nie so erg soos Stefanus sinne nie. Van ons word nie aan ons hare rondgesleep nie, van ons sal net nie kan nie, want daar is net nie. Maar ons vervolging lyk anders. Ons vervolging ons vervolging, nee, vrouens, die mans en die ribbes. Ons vervolgings lyk anders, want ons in het 'n langer duur. Van ons ervaar ongelooflike pyn en lyding en trauma, en dan lewe ons die jare met dit heen. Van ons het 'n fisiese kwaal, 'n gebrek, en dan lewe ons met dit. Maar selfs in dit, moet daar ook 'n vorm van vreugde en vervulling kan wees. Dit is wat die Here vir ons gee. En ek bid dit vir jou toe vir hierdie jaar. Want ek dink baie lewe 'n Christen, maar hulle lewe as 'n suurchristen. 'n Ou suurdryf wat hang aan die ware wingerd. En nie dat, jy weet, dis daai ou wat jy in die kerk kry en dan as jy's bang om vir hom te vra hoe gaan dit, want dan weet jy dit gaan sleg gaan. Hy gaan net mou en klaar. Nee. Mouna. Soos Leon Schuster sê. Maar dit is nie wat Christus vir jou toewens nie.
Die welvaartsevangelie gooi heeltemal die perdekar om. Hulle sê dit moet goed gaan met jou, nie geestelik nie, maar fisies, maar dit is 'n valse leerstelling. Want dit het nie goed gegaan met die apostels nie. Die ouens wat Christus waargeneem het. En inteendeel Christus gee vir ons duidelike uitspraak deur die Nuwe Testament dat dit gaan swaar gaan. En die mense gaan jou soek. Die duister kan nie die lig verdra nie. Neem jou kruis op, volg my. Welvaartsevangelie sê dit nie, hulle verignoreer daai gedeeltes. Hulle sê dit moet fisies goed gaan. Nee, dit gaan geestelik goed. Dit gaan goed met jou siel, soos die lied vir ons sê. Dit is wel met my siel. Dit moet wel wees met jou siel. Nie dat ons oomblikke nie het wanneer ons harte wil deel en wanneer ons werklik ons trauma wil deel nie, maar dat die wêreld nie by jou geloof moet steel nie, of by die vreugde van jou geloof nie. En ek bid dit vir jou toe. Ek bid vir jou God se vreugde en God se seën vir 2025 toe. Al lyk jou omstandighede sleg. Nou hierdie gelykenis is 'n goeie gelykenis wat so 'n bietjie van hierdie vervulling en vreugde uitbeeld en ook so 'n bietjie van die suurdryf. Hy begin, dis Jesus se gelykenis, Jesus is aan die woord en hy begin met die koninkryk van die hemele. Nou ons het al 'n boodskap hieroor gehad, die koninkryk van die hemele, baie keer gebruik die Bybel ook die koninkryk van God. Die koninkryk van die hemel en die koninkryk van God is tweevoudig. Dit verwys na die hemel, maar dit verwys ook, soos Lukas sê, die koninkryk van wat God in jou. Ek het gesê, baie keer kan die konteks gee vir ou half die definisie, baie keer is dit albei, baie keer as hulle praat van die koninkryk van God, kan dit wees dat dit verwys na die koninkryk in jou. Baie keer as hy praat van die koninkryk van die hemele, kan dit wees dat hy verwys na die koninkryk van die hemel. Ek wil jy moet weet, as die Bybel praat van die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel, verwys dit na die hemel wat ons eendag gaan kry, maar ook die hemel wat besig is om in jou hart gevorm te word. Nee, natuurlik het ons 'n hemel in ons hart. Figuurlik gesproke, moenie sê pastoor, daar's 'n hemeltjie in jou hart nie. Daar is 'n ware hemel, maar Christus is hierso. Hy's hierso ook. Sy gees is in ons. So hierdie kan verwys na die hemel, eskatologies, dit kan ook verwys na die hart. Ek glo persoonlik, dit kan albei betrek. Dit betrek albei. Maar binne hierdie konteks dink ek is meer relevant vir die hier en die nou. Die hier en die nou kry ons vervulling. So ek dink 'n goeie vergelyking sal wees om te sê dit is soos 'n treasure map, 'n skattekaart. Skattekaart, nee. 'n treasure map. Van julle seker dit al gesien of ervaar of ek onthou ons het dit altyd gedoen met die jongste een. Ek het vir hom een geteken en as hy die groente eet, dan gaan vind ons daai ou jelly baby wat daar ergens begrawe is in 'n houertjie natuurlik. Maar ek sien Christendom, ek sien vandag dit so, baie mense het die treasure map, nee, hulle het die woord van God, hulle het die instruksies, hulle het die prediking, hulle het die gees, hulle het alles wat hulle nodig het om die skat te ontdek. En hulle soek die skat, maar hulle kyk nooit na die kaart nie. Hulle soek die skat oral anderste, hulle soek dit baie keer in 'n liedjie, hulle soek dit baie keer in 'n goeie grappie, hulle soek dit baie keer in iemand, as ek net die persoon kan kry, wat saam met my die lewe gaan deurbring, en die Here aanbid, dan gaan ek die vreugde en vervulling kry. So hulle het die kaart, Christene, maar hulle soek dit oral anderste. Maar die kaart wys vir jou, dat die skat nog heeltyd onder jou voete was. En mense mis dit. Mense mis dit baie keer, en ek dink een van die redes ook is omdat hulle baie vashou aan hulle verlede, en hulle soek dit in iets anderste. So Jesus begin en hy sê, daar is 'n koninkryk wat moet kom, en die koninkryk is so. Die koninkryk moet in jou hart wees. Die koninkryk moet manifesteer in jou hart. Dit moet begin. En nou begin hy met sy gelykenis. Hy praat van 'n grondeienaar, en die grondeienaar natuurlik verteenwoordig 'n God, of Christus, die drie enige God, dis die grondeienaar. En dan praat hy van die tyd wanneer dit begin. Nou jy sal sien die 33 en die 2020 praat van vroegoggend, en hy praat van
derde uur, ek het hulle vir julle geel gemaak daarbo, hy praat van 'n 6de uur, hy praat van 'n 9de uur en hy praat van 'n 11de uur. Dis nie 11 uur die oggend, 9 uur die oggend, die 6 uur die oggend nie. Die Hebreëse se tyd het anders te gewerk, so as hy praat van vroegoggend, die dag het maar gewoonlik begin 6 uur die oggend, met sonopkoms, dis wanneer die dag begin het. So die ou het 6 uur die oggend het hy die eerste werkers gaan kry. Hy het gesê, kom werk in my wingerd, kom ons gaan werk. En hiernaas, en by die derde uur, met ander woorde 3 ure van 6 uur af, die derde uur van die dag, is 3 ure van 6 uur, is 9 uur. 9 uur die oggend gaan hy toe en hy kry toe nog manne op die markplein. Die markplein is 'n plek, amper soos die Celtics vulstasie, waar daar arbeiders is, waar jy kan oplaai. En hy kry toe nog ouens. Hier by die 6de uur, wat nou 12 uur is, nog ouens. Hier by die 9de uur, wat nou 3 uur die middag is, het hy nog ouens gaan kry. En hier, die 11de uur, 5 uur, 'n uur voor Chayla, kry hy iemand. En hierdie ou het al die geld gekry, as wat die ou van 6 uur die oggend daar was. Baie van ons dink dit is onregverdig. Maar die ou wat 5 uur begin werk het, dink nie so nie. Dink gou hierby aan. As jy by 'n werk begin, kom ons in vandag se terme, jy werk by jou werk en jou baas sê vir jou, luister, ek gaan jou vir vandag betaal, kom werk van 5 tot 6, maar ek gee jou 'n hele dag se loon, jy gaan vir jouself sê, bargain. Maar die ou wat daar is van 6 uur gaan sê, ja, hoe werk dit? So as twee kante van die muntstuk. Maar dit is die tydstip. En dan kry jy die ouens, en hier so, toe hy nou by 'n paar ouens kom, hy kry hulle en hulle bring hulle in, hy bring die arbeiders in, nou hierdie wat hulle inbring is maar eintlik die bekeringselement. Dis hoe God mense in die koninkryk inbring. Baie van julle is op 'n later ouderdom ingebring as ander mense wat op 'n vroeë ouderdom ingebring is. Van die ouens het die voorreg gehad om op hoërskool die Here te leer ken. Ander ouens, soos baie van julle al met my getuig het en vir my gesê het, ek is al vir jare sit ek hier en nou eers kom ek tot inkeer en ek besef die waarheid. Julle is daai ouens wat 5 uur begin. Ja, nou ons begin vroeër, maar die gelykenis beeld uit, daar sekere ouens wat vroeër begin en daar sekere ouens wat later begin, wat in die koninkryk deel word van dit. Maar begin vir wat? Wow, hier is die deel in die sappigheid van die gelykenis. Jy begin nie net om gered te word nie. O, ek is gered, wonderlik. Christus roep jou nie om te sê, kom gaan sit in my wingerd. Jy is gered, jy het die ewige lewe, jy is deel, ek betaal jou loon, dit is die beloning, die hemel, die loon, die koninkryk en die koninkryk wat kom. Ek red jou, jy is gered, fantasties, jy hoef niks meer te doen nie. Dit is passiewe Christendom. Dit is nie wat hierdie gelykenis uitbeeld nie. Die gelykenis beeld uit, van julle begin later, maar omdat jy later begin, is dit nie te laat om te begin nie. Volg jy my? Van julle het vroeër begin. En dis hoekom ek hou van hierdie, in vers 6 sê hy, waarom staan julle die hele dag hier ledig rond? Waarom staan julle hier die hele dag ledig rond? Nou, ek weet, basiese hermeneutiek, ons moet nie te veel goed in 'n gelykenis probeer inlees nie. Want daar is 'n kernidee wat besig is om gegee te word met 'n gelykenis, né? So ons moet nie te veel goed probeer inlees nie, maar dit is veilig om te sê dat Christus nooit sy mense en sy kudde en sy skape roep om passief te wees nie. Nee, die gelykenis van die talente is 'n goeie voorbeeld daarvan. Dit weerspreek nie, maar dit akkommodeer hierdie gelykenis. So maar ek wil hê jy moet weet, Christus red mense op sekere tye, maar hy red hulle om die koninkryk te bevorder. Jy red nie net vir jouself nie, want dit is selfsugtig. Jy red om 'n beelddraer te wees, die imago Dei. Jy is gered om te wees. Jy is gered om te doen. Nou hoor mooi, nou sê jy, ja, maar ek het nie die vrymoedigheid om te preek nie. Ek het nie die vrymoedigheid om te bid nie. Ek wil net gou vir jou sê, as jy 'n Sondag in die kerk sit, dink jy bevorder die koninkryk van God? Verseker. Ek het nou net vir jou gesê, die koninkryk van God is waar? In jou hart. Wat word bevorder wanneer ek die koninkryk van God preek? Jou hart. Jy bevorder die koninkryk van God in jou eie wese as jy 'n erediens bywoon.
Jy bevorder die koninkryk van God na die diens as jy 'n koffie drink saam met iemand en sê, hoe was die preek vir jou? Ek het nie dit verstaan nie. O ja, ek het dit verstaan. Wat hy bedoel het was. Natuurlik. Jy bevorder die koninkryk van God wanneer jy en jou vrou by die huis sit en julle deel net dalk iets oor die preek of iets oor 'n Bybelstuk. Jy bevorder die koninkryk hier. Almal dink om die koninkryk van God te bevorder is om vir die armes kos te gee. Gee vir die behoeftiges. Baie mense sit net hierso net om kos te ontvang. Maar ons mis dit. Die koninkryk van God is meer as spys en drank. Dis hier. En van hier vloei dit daarna toe. Jy bevorder die koninkryk met 'n erediens. So sê weer vir my, kerk is nie belangrik nie. Sê weer. Dit is belangrik, ek wil net vir jou beklemtoon. Die Bybel gee vir ons instruksies om die armes kos te gee. Ons moet kyk na die weduwees. Ek stem saam. Maar dit is nie net dit nie, nê. Die koninkryk begin hier. Begin hier. En is hier, as die koninkryk hier begin, gaan die vreugde en die vrede hier begin. In jou eie. Ek onthou toe ek in die kerkbanke was. Ek onthou, ek het kerk toe gegaan want ek moes. Ek het gevoel as ek by die kerk uitstap, voel ek goed. En as ek lanklaas by die kerk was, het ek gesê, is weer 'n bietjie tyd dat ek kerk toe gaan. Anders gaan ek nie die poorte haal nie. Asof kerk bywoning my gaan red. En ek onthou, ek het met verkeerde motief in die kerkbanke gesit. En nou sit ek in die kerkbanke, en dan baie keer hoor ek hoe moan die mense. Ek sal nie verbaas soos as ek self gemoun het nie. Hulle het gekla en gesê, ag, nie weer 'n kerkfunksie nie. Ag, nee, asseblief, nie weer 'n lang preek nie. En dan gewoonlik die man sê vir my, ek kan nie so lank stil sit nie. En dan die volgende week sê hulle vir my, ja, ek werk ver. Ek sê, hoe ver werk jy? Nee, joh, ek ry amper 3 ure. Wat, 3 ure? En jy ry maandag en vrydag kom jy terug. 6 ure, sit jy stil, ry jy regdeur? Ja, ek ry regdeur. Jo, jy sit 6 ure stil in 'n kar. Maar jy kan nie, ek weet ek preek bietjie lank, 1 uur stil sit in 'n erediens nie. Skonings. En dan baie hoor ek, die musiek, ek kan dit nie, die musiek is so, dis so oudtyds, of dis te Engels, of dis te modern, ek kan nie, ek hou nie van die mense by Imago Dei nie, of dis net te warm, dis te warm. Hoor gou, dit gaan oor motief, en dit gaan oor waar jou hart is. Laat ons gou 'n wortel aanspreek, want jy gaan nie vrede en vreugde kry, as ek nie die wortel nou vandag aanspreek nie. As ons nie die siekte identifiseer nie, gaan die genesing nie kom nie. Dit gaan oor die wortel. Jou hart is ingestel op ander goed, want jy soek vrede en vreugde in ander goed. As jy besef jy soek vreugde en vrede, deur om die koninkryk eerstens na jou hart toe te bring, deur om soekend te wees, gaan kerk nie vir jou 'n las wees nie, dit gaan vir jou vreugde wees. Jy gaan die hitte verdra om by die kerk uit te kom. Jy gaan opofferings maak om hier te sit. Jy gaan nie moan en sê dis net te lank of is net te kort nie. Hier is 'n voorbeeld. Baie ouens speel golf. Ek is allergies vir die hitte. Ek kan nie, ek is nie so lief vir golf nie. Ek kan nie, as dit 31 grade, wat nog warm is, maar, ek bedoel, dit word warmer en man. Maar as dit 31 grade Celsius, kan ek nie 18 pytjies gaan loop nie. As ek daar aankom, is 31 grade, as iemand sê vir my, ek wil regtig hoor dit reën, of daar's dalk bietjie wolkies, en dan soek ek 'n golfkarretjie, ten minste. Dis wat ek wil ervaar. As jy regtig lief is vir golf, gaan jy 9 pytjies maklik kan gaan speel in 31 grade Celsius. Jy sal die hitte verdra om die genot te verkry. Van die ouens sal selfs 18 speel. En as hulle daar aankom en hulle sien jy golfkarretjies is uit, sê hulle, man, ons loop. Sê meneer, is 35 grade Celsius, man, ons loop. Sien jy hoe, as jou hart daar lê, gaan jou besluite begin anders te lyk. Nou ons moan. Hulle moan die kerk is te warm.
Ramon, dit is te moeilik om so lank te sit. Maar die probleem is nie die hitte, dit is dalk 'n bietjie van 'n probleem. Die probleem is nie die lengte van die preek nie, dit is dalk bietjie van 'n probleem, maar die primêre probleem is die hart. Want die hart het net tog nooit daar gelê nie. As die hart daar gelê het, sou jy opofferings gemaak het, jy sou dit verdra het. Hier is 'n goeie voorbeeld. Ek gaan nou nie hou van wat ek sê nie. Sê nou maar jou kind, jou baba tiener, so gou groot word. Kom na jou toe en sy sê, mamma, ons kort iemand om ons te help netbal afrig. Of papa, ons kort iemand om ons te help rugby afrig by die skool. Ons het niemand nie. En ek weet, mamma het goeie netbal gespeel in mamma se dae. En papa was 'n uister in rugby. Kan pa of ma ons nie net kom help met die sport nie? Die hoof het gesê ek moet pa vra. Die hoof regtig? Ja, die hoof. OK, jong, weet jy my skapie? Papa werk. So papa kan nie regtig nie. Of my bokkie, mamma werk. Jy weet mamma werk, mamma kan nie regtig nie. Daai aand klim mamma of papa in die bed. En mamma dink by haarself, ag, ek is so bly sy het my gevra. En is waar, ek het goeie netbal gespeel en ek kan 'n bydrae lewer vir die skool. En ek bedoel, dis die hoof van alle mense wat my vra. Miskien kan ek 'n reëling tref by die werk. Volgende dag gaan mamma werk toe, sy gaan praat met die baas en sy sê vir die baas, meneer, ek wil net by u hoor, ek wil u nie ontstel nie, ek het maar net die vrymoedigheid geneem, u weet ek is 'n hardwerkende vrou en ek kom maar net my u toe en die hoof het my genader deur my kind en sy het gevra of ek netbal kan afrig, maar ek weet dis 'n uur op 'n maandag, 'n woensdag en 'n donderdag, is soos 3 ure 'n week. Kan ek netbal afrig? Maar ek weet dit is nou die uur voordat ek eintlik moet gaan. Ek weet ek werk nog in daai uur. Is daar 'n manier hoe ek 'n alternatiewe reëling kan tref en sê dalk een keer 'n Saterdag werk ek hierdie tye in? Of dalk die dae wanneer ek nie gaan nie, werk ek 'n uur net oortyd. Is daar 'n manier? En hy sê die hoof het jou gevra? Die hoof, meneer. Het jy goeie netbal gespeel? Gauteng provinsiaal, meneer. Wow. Hy sê wel, jou werk is altyd op tyd en daar is seker nie 'n probleem nie, solank jy dit inwerk, dit sal nie 'n probleem wees nie. Jy is in ekstase en jy gaan rig jou dogter af. En jy is bly jy kan 'n bydrae maak tot die netbalspan. Vir daai kind en vervang dit met die koninkryk van God. Gee my 'n verskoning vir kerkbywoning. Gee my 'n verskoning vir Bybelstudie. Jy sien, ek glo dis een van die vyand se tegnieke, is om jou so besig te maak, dat jy heeltyd 'n verskoning kan hê. Dis reg, jy kan een hê. Jy kan een hê, maar kan jy ook om dit werk? Jy sien, jy het nie die voorreg gehad om teologie te gaan studeer nie. Dis regtig 'n voorreg, eerlikwaar. En God gee sekere mense oor jou pad. En hy bring die kerk bymekaar om teologie, die studie van God in jou te kan bevorder. Want God wil hê jy moet meer van hom weet, meer van hom ontdek. Want hoe meer jy weet, hoe meer is daar om lief te hê. Maar hoe gaan jy dit doen as jy alleen by die huis sit? Ons kan geleenthede maak vir kinders, ons kan geleenthede maak vir alternatiewe reëlings. En die rede hoekom ons dit kan doen is, want ons hart lê by ons kind. So lê jou hart hierso. As hy regtig hier lê, dan sal jy 'n plan maak. Jy sal soekend wees. Jy sal streef. Ons verdra die hitte, ons verdra die pastoor wat baie keer lank praat, maar ons verdra dit nie soos 'n suurdryf nie, ons verdra dit want ons wil net hoor, want as ons kan hoor, dan weet ons meer van die koninkryk manifesteer in my hart. Die enigste ding wat ons nie dra nie, is ons verskonings. En ek dink baie keer, jy kan my kill,
Jy kan jouself selfs kill met jou verskonings. Maar ek dink nie ons gaan God kan kill nie. Hierdie gelykenis doen dit. Hy beeld uit dat God jou roep, nie om in die wingerd te gaan sit nie, maar om te gaan bearbei in die wingerd, om te gaan werk. Deel van die werk is waar jy hierso sit en hoor en luister. Deel van die werk is waar jy Bybel lees. Deel van die werk is waar jy bid. Deel van die werk is waar jy huisgodsdiens hou. Deel van die werk is waar jy koffie drink en luister vir iemand wat dalk hulle hart deel wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dis deel om die wingerd te bewerk. Dis die kleinste goed. Prediking is nie die grootste nie. Die gelykenis sluit so mooi af aan die einde, hy sê daarom die wie laaste sal eerste wees. Moenie die klein treetjie wat jy gee in jou geloof onderskat nie. Moenie. Ek dink as goed wat ons moet agterlaat in 2023. En een van die goeders is ons verskonings. Regtig. Ek dink die vyand kom steel by ons. As jou hart hier gelê het, sou jy om jou verskonings kon werk. Dit is realisties, nee. Ons gaan nie by die grondeienaar kom en sê, weet jy het my nou gehuur vir die dag, maar my klein twinkie het begin kramp. Ek dink die probleem is ons val in 'n tradisie, ek het dit met Nuwejaar gesê, ons val in 'n roetine van kerk gaan, en 'n roetine van godsdiens. En ons vergeet waar lê ons passie, waar lê ons ambisie. Ons vergeet weet ons kom red uit daai gat waar ons was. Ons vergeet het hoe ons gelyk het, en ons aanvaar sy genade as vanselfsprekend. Ons vergeet dit. Matteus 24:12 sê dit so mooi, hy sê, moenie dat die liefde vir hom en sy koninkryk verkoel nie. Hoor wat sê Matteus 24:12. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Aan die woorde, mense raak afgestomp. Hulle liefde verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So duidelik sê ons, dat dit gaan gebeur. Mense gaan sê, kerk is 'n tradisie, kerk is 'n roetine, huisgodsdienst is 'n tradisie, nie nodig om te bid nie, nit one, slip one, ek moet werk, ek moet dit, ek het geldige verskoning, ek hoef nie. Ek wil vir jou graag 'n uitnodiging rig en ek wil dit met baie sagmoedigheid sê. Ek wil nie hê jy moet hierso sit vir my nie, want ek kan jou nie in die hemel kry nie. Ek gaan jou, die Engels sê, disappoint. Hy sê, as jy daar voor die parel staan, moenie vir my vinger wys nie. Don't point at me, I'll disappoint you. Nee, dis wat hulle sê. Moenie vir my vinger wys nie, want ek gaan jou nie daar kan inkry nie. Die rede hoekom ons in die kerk sit, is om Jesus, die Vader, te ontdek, te beleef, te leer, te bestudeer, te ervaar in die samesyn van gelowiges. En van die grootste leuns wat die Satan saai is, kerk is nie belangrik nie. Of sit net nou en dan daar. Maar jy is besig om weg te dryf, jou liefde is besig om te verkoel, jou liefde vir wie? Jou liefde vir God, jou liefde vir jou medemens, jou liefde vir die koninkryk van God in jou. Die probleem is nie dat die preek te lank is nie. Die probleem is nie dat die kerk nie 'n aircon het nie. Dit sal lekker gewees het, sonder om te skimp. Die probleem is ook nie dat die stoel te hard is nie. En die probleem is verseker nie dat jy moet werk nie. Die probleem is nie dat jy nie kan nie. Die probleem is, as jou hart daar was by die koninkryk, sou jy plan maak. Soos jy plan gemaak het vir jou kind. En soos jy opofferings maak vir jou gesin. Die probleem is 'n geloofsprobleem. Dis die probleem. Martin Lloyd-Jones, hy noem dit so mooi. Hy sê daar is 'n groot verskil tussen 'n ou wat dink hy's 'n Christen en 'n ou wat 'n Christen is. Hy sê die nie-Christen of die konsep Christen, hy sê hy kyk altyd na Jesus met 'n sluier. Hy kyk met 'n sluier, jy weet, ons is 'n bruid hier voor staan, jy getrou het en sy die wedding, het die tafeldoek oor haar gesig gehad. Die sluier, die wyl,
die wyl wat nie vuil was nie, was skoon, die wyl was oor haar gesig, en dan staan sy hierso. En dis die konsep wat Martin Lloyd-Jones so mooi uitbeeld, dis so mooi beskrywing. Hy sê, jy staan daar as die bruidegom, en jy kyk vir jou bruid deur 'n wyl. Hy sê, baie mense sien Christus net so. As hulle net een keer kerk toe kom, is genoeg, in 'n maand. Net nou en dan 'n skietgebedjie is genoeg, want die koninkryk word nie regtig bevorder nie. So al wat jy sien van Christus is 'n silhouet. Hy sê, maar ware Christene, hy sê, hulle haal hy sluier af, en sê, wys my bruid, wys vir my Christus, ek sal opofferings maak vir hom, ek sal goed prys gee in my lewe vir hom, ek sal streef en ek sal soek, wys vir my Christus, nie deur 'n wyl nie, nie deur 'n sluier nie. En dis hoekom Paulus so mooi skryf, 2 Korintiërs 3:18, ons almal terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander. Dit is die doel van hierdie gemeente. Dis die doel van geloof, is om die sluier van Christus af te haal, sodat jy Christus kan waarneem, hoe hy vir ons wys in sy woord, en wanneer ek hom waarneem in sy volheid, en in sy pragt, en in sy heiligheid, dan sê ek, soos U, Here, wil ek lyk. Dis wat Paulus skryf. Hy sê, ons word na dieselfde beeld verander. Sê weer vir my, kerk is nie belangrik nie. Die Christen is 'n ou wat meer na Jesus kyk as na homself. Kan jy dink? Jy is 'n bruid, jy kom by die kansel aan, daar staan jou bruidegom, en hy kyk nie vir jou nie, maar hy kyk net vir homself in die spieël. En hy sê, ek is lief vir jou, my liefie. Ek is lief vir jou, nou met jou. By die I do's sal ek kyk. Die idee van 'n Christen is 'n ou wat meer na Jesus kyk. Hy kyk meer na Christus as wat hy na homself kyk. Kyk jy meer na Jesus as jouself? 'n Ware Christen spandeer sy tyd om God te ontdek en te soek. As jy meer gaan belangstel in Jesus, sal jy minder belangstel in jouself. En raai wat? Moet dit nie mis nou nie. As jy meer gaan belangstel in Jesus, gaan jy minder belangstel in jouself, en wanneer jy minder in jouself belangstel, gaan jy meer van Christus se vrede en vreugde in jou lewe ervaar. Want dit is eintlik wat God soek. Hy soek jou belangstelling in hom. Dis wat hy soek. Stel jy belang. Of sit jy maar net daar om jy daar moet sit? Luister jy maar net om jy daar moet luister? Sit jy maar net hier, want hy's 'n girl en ek moet al leer ken en sy wil hê ek moet 'n Christelike laaitie wees. Ja. Weet jy wat 'n goeie voorbeeld? So Jesus in die tempel sit. Hy sit daar, ek dink dit was Petrus, iemand het saam met hom gesit, een van sy disippels, en hy sit daar in die tempel. En dan kom 'n weduwee in en sy vat haar laaste 2 muntstukke en sy gooi dit in. En Jesus sê, daai weduwee het meer gegee as enige iemand hierso. Hoe so? Hoe het sy meer gegee? Kom, ek sê vir jou, hoe het sy meer gegee? Want sy het met haar hart, het sy alles gegee. Baie ouens gebruik hierdie gedeelte, veral ouens wat finansiëel wel af is, en sê, sien ek hoef nie baie te gee nie. Nee. Ek wil dit jy moet besef, die weduwee het alles gegee. Alles, sy het baie gegee. Alles. God vra nie hoeveel ons bring nie, hy vra hoe ons dit bring. Hoe bring jy jou hart? Hoe is jy soekend? Hoe is jy gedissiplineerd? Hoe bearbei jy die wingerd? Hoe werk jy vir hom? Hoe? Dis hoekom ons vir die koning werk. Want ons doen dit, want ons hart lê by hom. En soos jy weet, daar waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Ons werk vir die koning, want dit bring my vreugde. Ons werk vir die koning, want dit bring my vervulling. Ons werk vir die koning, want hy is die een wat my 'n loon gee. Ek sit hier so om van hom uit te vind. Ek lees om van hom te hoor. Ek bid om tot hom te nader. Ek vas, sodat ek nader aan hom kan beweeg. Want hy self is my loon. Ons praat 'n bietjie oor die loon.
Hy sê dan kry hulle 'n loon, almal het dieselfde loon gekry. So daar is 'n verantwoordelikheid dat jy moet werk. Jy is geroep om te werk, om in die wingerd te gaan werk. Wanneer jy werk, bewerkstellig die koninkryk van God. Die koninkryk van God kom in jou en die koninkryk van God gaan ook in julle kom. As ek na my eie hart kyk, dan kyk ek ook na julle harte. As ek die kans op betree met skynheiligheid, gaan julle 'n skynheilige preek kry. Nie waar nie? Natuurlik is dit waar. Daar is so baie predikers wat verval in skynheiligheid, want hulle doen wat hulle doen vir die geld en net vir die geld. Hulle doen dit nie vir die koninkryk daarvan nie. Jy kan sien as 'n prediker passie en ywer het vir sy God en vir die koninkryk van die God. Vir God se koninkryk. Maar ons kan dit ook sien in gemeentelede. Want 'n herder is veronderstel om sy skape nie net die regte goed te voer nie, maar om hulle ook saam te vat en om hulle groot te maak. Om hulle te onderrig. En nou kry almal dieselfde loon. So eintlik waar dit op neerkom. Van julle begin later. Van julle het later geleer. Maar dit beteken nie dis te laat nie. Julle kan nog steeds dien. Julle kan nog steeds werk. Julle kan nog steeds bemoedig. Julle kan nog steeds leer. Julle kan nog steeds onderrig. En dis goeie nuus. Want selfs die werker wat die laaste uur gehuur was, het die volle loon ontvang. Met ander woorde, Jesus sê dit maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie, jy ontvang nog steeds die loon. Daarom sê ek vir jou, daar's sekere goed wat jy moet laat gaan in 2024. Dit maak nie saak nie, dis verby. Nuwe blaadjie. Begin vandag. Nou, die eerste Sondag. Laat daai goed gaan. Vergewe as jy moet vergewe. Laat gaan gierigheid. Laat gaan daai sonde. Laat gaan daai verskoning. Laat gaan. Christus sê is nie te laat nie. Hy sê selfs al kom jy nou vir die laaste uur of die laaste 2 ure, is daar vir jou nog steeds 'n loon. En dit is presies hoe God se genade is. God gee oorvloedig. Maak nie saak hoe laat jy opdaag nie. Die kwessie is nie wanneer jy gaan begin kerk toe gaan nie. Die kwessie is of wanneer jy begin met die koninkryk of wanneer jy begin werk nie. Die kwessie is, gaan jy begin? Gaan jy begin? Gaan jy begin die koninkryk bevorder in jou hart? Gaan jy begin? Jy is waar jy is, omdat God groot is in genade. Amen, né? Jy sit hierso, nie omdat jy jouself hier gekry het nie. Hoor mooi. Jy sit hierso, want God het mark toe gegaan, en hy het jou gaan haal, en hy het vir jou gesê, kom werk in my wingerd. Maar wat doen jy nou? Want die genade was duur, die prys was duur, die genade het jou gered, maar wat nou? Werk jy nou in sy wingerd, of maak jy sy genade goedkoop? Ek is gered, Here. Nou kan ek net sit, soos my een vriend altyd gesê het, ek wil net seker maak, ek kom net in, daai poorte moet so agter my toeslaan. As ek in. Nee. Dis nie hoe 'n slaaf sy meester bedien nie, veral as jy lief is vir hom. Jy is waar jy is, op grond van God se genade. Ek wil jou ook 'n bietjie vrymaak. Baie van julle voel skuldig, want julle het nie genoeg gedoen nie, oor julle verlede. Jy skuldig voel nie. Jy het dit gemaak. Jy's daar. Begin nou. Baie van julle voel skuldig oor jou verlede, oor jou slegte besluite, oor die sonde, oor die goed wat by jou kom steel het. En ek sê, ek het dit self gesê, ek het vir Louise gesê, as ek maar net vroeër geweet het. Die Engels sê, if only. As ek maar net vroeër geweet het, dan sou ek groter goed gedoen het. Ek sou al lank al seker my doktorsgraad gehad het. Ek sou al lank al klaar my swattings gemaak het. Ek sou al lank al ouderling of bedien het. Nee, dis nie hoe jy dit moet sien nie. Het gaan nie oor wanneer jy in is nie. Het gaan oor of jy in is. Jy is in. Maar die vraag is, wat doen jy? Die Engels praat van, it's no use crying over spilled milk. Vergeet daai jare van die verlede. Vergeet hulle. Vergeet die slegte goeders. Maak jouself los. Dit definieer jou nie meer nie. Die vyand het nie meer houvas plek nie. As mense by jou aankom en sê, jy wat in die kerk sit, ek en jy 10 jaar terug, ek en jy in die kroeg, ek onthou nog daarso hoe jy baie gevat het, baie gedop het. Niemand kon jou onder die tafel indruk nie. En al wat jy sê is, jy's reg. Dit was ek. Maar dis nie meer ek nie. Ons hou nie vas aan daai ou self nie. As jy gaan vashou, gaan jy nie die vreugde en die vrede van die Here ervaar nie. Dit maak nie saak wie jy was nie.
maak saak wie jy nou is, en of jy nou gaan bearbei. En dan hou ek van die laaste gedeeltetjie waar hy so sê vriend. Vriend, wow. Hier kom die eienaar, wat 'n ou 1 denarius was 'n dagloon. Minimum wage. Dis minimum wage. Dit was 'n dagloon. Hier kom 'n ou wat baie geld het, wat 'n wingerd het. En hy bring arbeiders in, dan lyk asof hen sy kuikens injaag. Ek bedoel, hy bring hulle op elke dag van die uur, bring hulle in, hy bring hulle in, hy bring hulle in, bring hulle in, bring hulle in. En hier kom een van die ouens en hy het, ek wil sê, die audacity, die guts. Hy het die vrymoedigheid om na hierdie ou toe te gaan en vir hom te sê, luister. Ek weet jy het vir my gesê ek gaan 1 denarius kry, maar hoekom kry hy ou? Dit is dieselfde as ek as hy laat gewerk het. So dis mos nie sy saak daai nie. En hoor mooi hoe antwoord die Here. Hy sê vriend. Hy vermaan hom sag. Hy sê vriend. Baie keer verloor ons fokus. En die Here kom in sagmoedigheid en hy kom herstel dit. Hy sê vriend, jy kry mos wat jou toekom. Ons almal kry wat ons toekom. God is die een wat die genade gee. God is die een wat die redding gee. En dit is syne om vrylik uit te deel. Baie van ons sit hier en sê, sekere mense behoort net nie in die kerk nie. Baie mense dink, hierdie ou het 'n kortbroek gedra, wat doen hy hierso? Ja, dis geestelike hoogmoed. Jy is soos hierdie ou en sê, wat moet dit daai ou daai? Here, jy het my gered, maar kyk daai ou. Hoe kan jy hom red? Hy dra 'n kortbroek. Nee. Verskuif jou fokus. Verskuif jou fokus na die koninkryk van God. Die ou het vergeet dat hy besig was om die vinger te bewerk. Hy het vergeet vir wie hy dit doen en waarom hy dit doen. En hy was gefokus op die ouens langs hom. Wees jy gefokus en besef jy kry jou loon. Maar waar werk jy? Ek wil afsluit. Die koning, ons koning Jesus, die grondeienaar, hy nooi jou, ongeag van wanneer jy gered was, vroeër of later, hy nooi jou om in sy vinger te kom werk. Want as jy werklik sy vinger bewerk, dan beteken dit jou geloof is eg. As jy dink jy word genooi net om te gaan sit, dan sê ek vir jou, kyk bietjie na jou geloof. Want as jy regtig lief is vir jou vrou, gaan jy haar wil dien. As jy regtig lief is vir jou God, gaan jy hom wil dien. Hy nooi jou om in sy vinger te kom werk. Hy nooi jou nie om te sit nie. Ons moet sekere goeders agterlaat. Ons moet die verlede agterlaat. Ons moet ons verskonings agterlaat. Ons kan al die goeders opbring, maar ons moenie. Hy nooi jou met oorgawe om te volhard tot die einde toe. En hy sê, wanneer dit plaasvind, kry jy jou loon, die skat, die vreugde, die vrede, die koninkryk kom wanneer jy besef, alles wat jy gekry het, verdien jy nie. Maar hy is nog steeds ryk in genade. En ek wil by jou pleit. Ek is optimisties oor 2025. Nie oor maklike omstandighede nie, maar oor die koninkryk. Ek dink dit gaan 'n goeie geestelike jaar wees. Ek dink ons gaan groei, geestelik. Geestelik groei. En ek dink die Here beplan 'n goeie ding, want ek dink hy wil 'n oes inbring, ware gelowiges. Maar ek wil vir jou sê, nie ek alleen nie, man. Jy, en jy, en jy, jonk en oud, sonder verskoning. Nee, ek soek nie verskoning nie. Ek soek 'n arbeider. Ek wil jou nooi om saam met my te volhard, om die skat van sy genade weer te kom beleef, en om hierdie skat van sy genade te kom deel. Want die skat was nog altyd daar. Ons moet dit net opgrawe. Ek sluit af met hierdie verhaal. John Newton, ek weet nie wie van julle hom ken nie. Dit is nie Isaac Newton se boetie nie, die ou wat die appel op die kop gekry het nie. Nee, John Newton, hy was 'n man in sy jonger jare wat 'n slegte man was. Hy het met slawe handel gedryf. Roekelose matroos het hulle hom genoem. Nou daar is 'n definisie by homself oor hoe die ou gelewe het. Roekelose matroos. Hy het slawe verkoop, hy het mense ingedoen, hy het mense uitgebuit, hy het verwoesting gesaai, hy was 'n slegte ou. Sleg. Hy was die skuim van die dam.
Toe eendag, soos hy besig was om slawe te vervoer, hulle het mos slawe deur boot vervoer, né? Op 'n skip. Soos hy besig was op die boot met sy slawe wat hy gaan vervoer, steek daar 'n sterk storm op, 'n groot storm, groote. En dit het gelyk of die boot dit nie gaan maak nie, asof almal gaan verdrink. En in sy oomblik van nood, roep John Newton uit, Here, red my. En die storm het hom nie verwoes nie. En hy klim toe daar af en hy sê, hoe is dit, dat ek wat 'n slegte ou is, wat die dood verdien, wat ander mense se lewe moeilik maak, hoe is dit dat ek gered kan word, as ek die Here gevra het vir redding? En hy het toe tot bekering gekom. En hy het toe 'n predikant geword. Bekende predikant. Goeie ene. En hy het inteendeel teen die beweging van slawerny ook beweeg. In sy transformasie. En hy het toe 'n bekende lied geskryf. 'n Bekende een. Een wat ek en jy so goed ken. Ek wonder of jy hom nie saam met my wil sing nie. Wil jy ons hom opkry? Genade onbeskryflik groot. Vader, baie keer vergeet ons vergeet hoe groot die genade werklik is. Ons vergeet. En ons dink dit kom ons toe, maar dit doen nie. Anders was dit nie genade nie. Al wat ons toekom, Here, is oordeel. Maar op grond van die genade spring ons dit vry. Die genade is 'n geskenk wat gegee is vir my en vir elke hart hierso. So wat ons hier eintlik verskuldig, is alles. Here, my gebed vir die harte, myne ingesluit, is mag ons nie van die genade vergeet nie. Mag ons dit nie goedkoop maak nie. U kan gee, soos U wil gee, want dis U geskenk. Laat my dan fokus op die wingerd wat voor my lê en laat ek hom bearbei. Bring die vrede, die passie, die ywer en die vreugde in my hart terug om U naam groot te maak. Laat my hart juig, Vader, en laat ek U woorde deurdink. Laat ek tot U nader in gebed en sê meer van U, meer van U. Ek wil lyk soos U. Verwyder die sluiers van ons oë vandag en kom bedien ons met waarheid deur die Gees. Dis my gebed in die groot en wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, wie ons vandag herdenk.